Hartlik welkom aan elkeen wat hier luister. Ek wil graag met julle 'n boek deel wat geskryf is deur Dr. Larry Crabb. Hy's 'n bekende sielkundige, spreker, leraar, skrywer en die stigtersdirekteur van New Way Ministries. Die boek 66 liefdesbriewe van God aan jou is 'n gesprek met God oor sy spesiale plan vir my en jou. Ons lewens is dikwels vol, dikwels gekompliseerd en soms bestee ons soveel tyd daaraan om God in die verhaal van ons lewe te laat inpas, dat ons nie toelaat dat ons in God se verhaal ingetrek word nie. Sy storie is 'n epiese verhaal vol misterie. Dis aangrypend en as jy dit sou toelaat, lewensveranderend. 66 liefdesbriewe van God aan jou is geskryf in gespreksvorm, asof God direk met jou praat. Elke boek van die Bybel word aangebied as 'n brief van die skrywer aan jou, met die spore van Christus self wat deur die bladsye loop en 'n hoogtepunt bereik in die epiloog wat hierdie geheelbeeld van die Bybel in 66 paragrawe saamvat. Vind jou verhaal in God se verhaal en ervaar die krag om nie net jou lewe hier op aarde te verander nie, maar jou ook voor te berei om die verteller in die volgende lewe te ontmoet. Leer ken God en sy liefde vir jou beter. Leer om sy boodskap aan die mense om te verstaan. Begin begryp hoe jou lewe by sy groter plan inpas. Christopher Wright het 'n aanhaling. Waar pas God in my verhaal in? Terwyl die werklike vraag is, waar pas my klein lewetjie in die groot verhaal van God se plan in? Dan wil ek net vir julle die voorwoord van die boek lees. Dit sê, vind jou plek in God se verhaal. Ware Christenskap is om die moontlike te verander in die werklike. Dit kom van James Houston. Nou hierdie boek het sy ontstaan gehad in die vroeë lente van 2006, 2 uur in die nag. Ek, dis nou die skrywer Larry Crabb, het die vorige aand vroeg in die bed geklim, maar ek kon net nie aan die slaap raak nie. Teen 1:30 het ek moed opgegee. Sonder enige gevoel van dankbaarheid omdat ek wakker is en leef, het ek uit die bed gekruip en teen die trappe afgestrompel na my gunsteling pruilplek, die gemakstoel voor die gaskaggel. Ek het my Bybel in die hand gehad, want ek het dit voor my bed opgetel, meer uit gewoonte as enige spesifieke begeerte om daarin te lees. Ek het die vlamme laat opflikker en vir 'n paar oomblikke my viesheid, omdat ek nie kon slaap nie, op sy geskuif, om daarom 'n klein bietjie dankbaar te voel vir die onmiddellike warmte van die vuur, wat geen moeite van my kant geverg het nie. Enige verdere gevoelens van dankbaarheid is gesmoor deur die gedagte dat as ek dan nie kan slaap nie, ek ten minste warm voete verdien. In die gemoedstemming het ek rondgeskuif, tot ek gemaklik gesit het met my voete op 'n kussing teen die kaggel. Terwyl die staanlamp se sagte lig oor my linkerskouer val, het ek gesit en droom hoe iemand vir my heerlike warm melkkoffie aandra. Ek het 'n halfuur lank gesit en gekerm, seker teenoor God. Hy was die enigste een wat geluister het, en ek was nie oortuig dat hy geweet het presies hoe ellendig ek voel nie, of hoe geregtig ek was om so te voel nie. Gedagtig aan al die swaarkry wat in my lewe aan die gang was, as hy geweet het, sou hy mos iets daaraan gedoen het. 'n Teksvers het by my opgekom toe ek uiteindelik moeg raak vir my eie gekerm. Dit was die laaste gedeelte van Hosea 5 vers 15. In hulle nood sal hulle my hulp kom vra. Ek het 'n sprankie nuuskierigheid ervaar. Het God met my gepraat? Ek het die ongeopende Bybel opgetel waar ek dit vroeër langs die kaggel neergesit het, na die betrokke vers geblaai en minstens 'n minuut lank na daardie 9 woorde gestaar. Goed, het ek gedink. Ek het die eerste gedeelte van die vers bemeester. Ek voel ellendig. Hoe vorder ek na die tweede gedeelte? Hoe vra ek God se hulp in my nood? Die vraag het iets in my laat gebeur. Ek het besef ek het heeltyd aanvaar dis sy werk om na my toe te kom, om na my te kom soek. Ek was mos die verlore skaap, wat alleen in die nag gesit en bler het. Is dit dan nie die teken vir die goeie herder om die 99 skape te los en na my te kom soek nie? Ek kon die grimmige, bedorwe brokkie passiwiteit in daardie veronderstelling raak sien. 'n Vlammetjie van hoop het die ys om my hart begin smelt. Hy het reeds agter my aangekom
en ver en daarby. Die menswording was 'n lang reis. Hy het hierheen gekom en my reeds gevind. Hy was so naby dat ek hom kon hoor praat. Dalk het om hulp te vra in nood nie beteken dat ek vir hom moet wag om iets te doen nie. Hy het reeds baie gedoen. Sommige sou sê alles. Dalk het dit beteken om aktief te luister, te wag ook, ja, maar nie vir hom om meer te doen nie. Eerder vir my om goed te leer luister sodat ek die verhaal wat hy vertel beter kon hoor. Die nuwe perspektief het my houding verander. Dit het my denke in rad gesit. Ek onthou ek het gedink, dalk is dit my verantwoordelikheid om te glo hy is besig om nou te praat, en dalk is dit my werk om te luister, dalk om te sien. Ek sou daarvan gehou het om Jesus nou in 'n visioen te sien, maar in Engels sal ook goed genoeg wees, in geval Jesus besig is met ander verlore skape. Deksels, ek sou selfs tevrede wees net om sy stem te hoor. Abraham het God hoor praat, hoekom nie ek nie? Wys my, praat met my, ek is die ene oë en ore. Ek vra u hulp, Here, kom aan, ek is wanhoopig en ek vra u hulp in my nood. Laat ek u sien, laat ek u hoor. My gekerm het oorgegaan in vrome eise en bevele. Die besef het my tot stilstand geruk. Die vlam van waarheid het 'n bietjie hoër gebrand. God het hom reeds in sy seun aan my openbaar, en hy het 'n hele boek geskryf om sy seun aan my bekend te stel. En hy was op daardie oomblik besig om in die Bybel met my te praat. Dit is waarom Christene oral oor al so lank na die Bybel verwys as die woord van God, die stem van God, God se openbaring van Jesus Christus deur die Heilige Gees. Die betekenis daarvan is soortgelyk aan iets wat ek reeds geken en ervaar het. Ek het my vrou ontmoet toe ons albei 10 jaar oud was. Ons het ons eerste afspraak gehad toe ons 12 was, en op een of ander manier het ons geweet ons hoort by mekaar. Van toe af, tot ons op 21 getroud is, het ons honderde liefdesbriewe aan mekaar geskryf. 40 jaar lank, later het ons hulle steeds weggepak in verskeie bokse.